Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, waar en wanneer jy ook na hierdie video kyk. Die laaste ruk hoor ons 3 woorde al hoe meer, veral wanneer 'n mens praat oor die konflik in die Midde-Ooste. Ons hoor fundamentalisme, ons hoor fanaties en ons hoor radikaal. Gewoonlik gebruik ons dit wanneer mense oor geloof of oor land of identiteit praat. Maar vandag gaan nie oor kant kies nie. Vandag gaan oor verstaan en insig oor wat hierdie goeters beteken. Kom ons begin by fundamentalisme. Nou dit gebeur wanneer ons iets wat gesê of geskryf is, letterlik vat as 'n reël wat vir alle tye en alle situasies moet geld. 'n Blanket statement wat ek glad nie eers kan analiseer of oordink nie. Ek vat dit net soos wat dit is. Nou dan vra ons nie meer vra nie. Jy vra nie wat was die konteks nie. Jy vra nie wat dit in daardie tyd beteken het en hoe ons dit kan toepas in 'n nuwe wêreld nie. Wanneer ons daardie kontekste ignoreer, gebeur iets gevaarliks. Ons hou dus op om vrae te vra. Dink byvoorbeeld aan iets uit die geskiedenis. Nou in baie antieke samelewings was vroue as besittings gesien. Hulle plek was laer op die sosiale leer en baie geskrifte, ook godsdienstige geskrifte soos die Bybel, is binne daardie wêreld geskryf. Maar vandag vat ons daardie praktyke uit daardie tyd dat vroue nie sekere rolle kon vervul of sekere ruimtes kon betree nie en maak dit 'n ewige reël vir alle tye. Ons vergeet van die konteks. En dit is hoe fundamentalisme begin werk. Maar daar bou nog iets daarop verder voor en dit is wanneer jy fanaties raak. Ons raak fanaties wanneer ons daardie idee so aan vashou dat ons nie glo of dink of wil toelaat dat iemand anders ons van iets anders moet kan oortuig nie. Ons luister nie meer nie, ons hoor nie meer nie. En mense wat anders dink, ons begin hulle veroordeel. In ons koppe raak dit vir ons eenvoudig wat sê ek is reg en almal wat van my verskil is verkeerd. En dan kom die derde vlak wanneer dit radikaal word. Dis wanneer 'n idee nie meer net 'n oortuiging word nie, maar aksie word, prakties word in die lewe. Woorde soos haat begin inkom. Ons begin praat oor vernietiging. Ons raak bereid om alles op te offer, selfs my eie lewe, om daardie standpunt te verdedig. En wanneer ons na oorlog kyk, sien ons hoe gevaarlik daardie goeters begin raak. Maar kom ons bring dit so klein bietjie huis toe. Hoeveel keer doen ek en jy dieselfde ding? Nie met 'n oorlog nie, nie in 'n verre land nie, maar met ons eie idees. Die dinge wat ons glo, die dinge wat ons sê en dat ons baie keer sê, man, dis net hoe dit is, dis hoe dit werk en klaar. Maar mense hou nie van verandering nie, dis waar. Ons hou van sekerheid. Ons wil hê dinge moet vas en seker bly en wees vir alle tye. En ons hou daarvan ook wanneer ons mense kry wat met ons saamstem. Soos die Engelse sê, birds of a feather flock together. Ons soek mense wat daardie idees in ons herbevestig. Maar daar gebeur iets ook. Daardie oortuigings raak fanaties. Ons vermy mense wat anders dink, ons veroordeel hulle en soms raak ons self radikaal. Ons probeer 'n ronde paaltjie, ons idees in 'n vierkantige gat druk wat die nuwe konteks is. En as dit nie wil pas nie, dan gaan haal ons 'n hamer. Maar hier lê nog 'n dieper probleem. Later gaan dit eintlik nie meer oor die teks of die geloof of die beginsels van daardie teks nie. Nie meer oor die Bybelvers of die betekenis daarvan nie. Dit begin gaan oor my eie ego, my menslike ego, die ego van die groep, oor my mense, oor my manier van dink. Dit raak amper 'n subkultuur wat beskerm moet word. En dan gebeur iets gevaarliks. Die teks wat veronderstel is om my te lei in hierdie nuwe wêreld en elke dag word skielik eintlik meer 'n dienaar van die ego, van die standpunt. Dit dien nie meer die waarheid nie, dit dien my. En tog leef ons almal met 'n innerlike spanning. Daar is 'n stryd in elkeen van ons, want hoe glo ek vas in wat ek glo? Maar hoe pas ek dit toe en hoe leef ek in 'n wêreld waar mense anders dink en anders glo en dinge verander het? Baie keer kies ons dit wat ons glo en ons verhef dit bo alles. Maar ons leer nie altyd hoe om terselfdertyd ander standpunte, nuwe kontekste in berekening te bring nie. Nie dat die een die ander moet oorneem nie,
Maar daar is soms 'n integrasie wat moet plaasvind in die lewe. Dis tog Christelike evolusie. Dis tog Christelike manier van dink, Christelike waardes. Dat waarheid groter kan wees as net my idee en my hoek daarvan. En dan kom daar nog 'n eerlike vraag. Is hierdie harde vashou aan standpunte nie dalk soms ook net 'n vorm van vrees nie? Die vrees om verkeerd te wees, die vrees om uitgeskuif te word uit ons groep uit, die vrees om anders te wees, die vrees om veroordeel te word, of die vrees dat ek nie meer relevant is in 'n nuwe tyd nie. Het jy al opgelet hoe ongemaklik ons raak wanneer iemand se standpunt van myne verskil? Daardie oomblik slaan ons toe, ons verdedig en ons veg. Maar dan gebeur iets gevaarliks. My ore slaan toe, my liefde vir mense begin verdwyn, my roeping tot vrede en geduld stap by die deur uit. Ek hoor mense, maar ek luister nie meer nie. En selfs wanneer ek luister ek eintlik net om te antwoord, te verdedig, nie om te verstaan nie. En dan dink ek aan Jesus. Hy het ook tussen baie fundamentalistiese mense geleef, mense wat die wet perfek geken het en tot die letter toe nagestreef het. Maar kyk hoe het hy met mense gewerk. Hy het die konteks verstaan. Hy het 'n nuwe konteks geskep. Hy het vroue ingetrek. Hy het met tollenaars gaan eet. Hy het uitgeskoptes nader getrek. Mense wat anders gedink het by sy tafel laat sit. Hulle het plek gekry in sy wêreld, in sy boodskap, selfs in sy binnekring. En onthou sy woorde wat hy gesê het, ek het nie gekom om die wet af te skaf nie, maar om dit te vervul. Vervul beteken nie om nog 'n stel reëls, nog fundamentalisme te bring nie. Dit beteken vryheid. Dit beteken om te wys hoe dit geleef moet word. Want as die wet sê, jy moet liefde vir God en liefde vir mense hê, dan help dit nie, ons praat net daaroor nie, ons moet dit uitleef. Nie hard nie, nie radikaal nie, maar met wysheid, nederigheid en liefde. Want soms is die grootste geloof nie om harder te praat nie, maar om dieper te luister en oop te wees vir ander mense, ander standpunte en ook vir hulle die ruimte te skep. Ek hoop jou dag is wonderlik en tot ons weer saam stap. Mooi loop.